sy nou daar, sy dankie vir julle moeite. Ek lê gisterand en dink, ek wil daarom vir julle vanoggend dankie sê vir die gulde ontvangs wat ek hier gehad het. Vir julle gasvryheid, julle liefde. Ek was oorval deur mense met drukkies en net welkom en het so lekker gevoel. En ek wil vir julle dankie daarvoor sê. As my seun kom kuier uit Amerika uit en ons oudste dogter wat nou in Ierland bly, ek wag vir haar om te kom, sy gaan dieselfde kry voor sy ry. Dan vat ek hulle altyd een kant toe, dan sê ek, julle moet net vir pa een ding beloof. Julle sal nooit julle kerkfamilie afskeep nie. Want 'n kerkfamilie gee stabiliteit in 'n mens se lewe. Jou kerkfamilie huil saam met jou, maar hulle lag saam met jou, hulle deel in jou vreugdes. Dis 'n ondersteuning wat jy het, wat die wêreld nie ken nie. En is so lekker om saam met julle te kan aanbid en bekende gesigte te sien. Toe ek vanoggend hier instap, toe moes ek baie vinnig my preek begin verander, want toe sien ek my ma sit hier. Dit was so lekker om maar te sien vanmôre. Ja, wat sal 'n mens doen sonder jou ma in die lewe, né? Jy is maar wat jou ma jou gemaak het. Ekskuus ma. Of moet ek eerder sê dankie. Ja, ek sit vanmôre hier en ek dink en ek sien Tannie Lorraine daar sit en ek sien François. Ons het leraar François se maat aan die Marie verlede Woensdag op Zandkraal daar in Riversdal op die plaas begrawe. Sy het gaan rus. En dis hoe die ons lewe is dit nie? En die belangrikste daarvan elke dag, hoe ons hierdie lewe van ons stap met mekaar. En hoe ons mekaar bemoedig in die lewe. Ek wil hê met saam met die Bybels blaai na Lukas hoofstuk 22. Soos jy al weet, lees ek uit die boodskap uit, en ek weet, jy gaan my in die kapittel nie, Lukas 22, en ons lees daar vanaf vers 54. Lukas 22, vanaf vers 54. Die mense het Jesus gevange geneem, en van daar af is hulle met hom reguit na die hoëpriester se huis toe. Petrus het hulle op 'n veilige afstand gevolg. Hy het gesien dat 'n klompie mense vuur daar in die agterplaas gemaak het om hulle warm te hou, en hy het toe tussen hulle gaan sit, en een van die vroue wat in die hoëpriester se kombuis werk, het hom dadelik herken, en sy sê vir die ander, ek het daardie man al saam met Jesus van Nasaret gesien, hy is een van sy vriende. Eintlik 'n kompliment, né? Maar Petrus het dit dadelik ontken en gesê, vrou mens, jy maak 'n groot fout, ek en daardie man is glad nie vriende nie. En 'n rukkie later het iemand anders ook vir Petrus erken en vir hom gesê, maar jy is dan een van die volgelinge van daardie Jesus. Man, kyk, jy's heeltemal laf, het Petrus vinnig gereageer. En 'n uur of wat later het nog iemand vir die ander mense gesê, so waar daardie man is ook 'n volgeling van daardie man van Nasaret. Luister net na sy aksent. Hulle klomp daar in Galilea sê mos sekere woorde anders as ons hier in Judea. Seker maar soos die Kaap en Pretoria, né? Hoor hier, ek was nog nooit eens naby hom nie, het Petrus geantwoord. Terwyl hy nog praat, het 'n haan iewers in die vroeë oggendure gekraai. En Jesus het geweet dat Petrus so entjie van hom af tussen die mense staan. En die Here draai toe om en kyk hom stip in die oë. Toe tref die Here se woorde van vroeër die aand vir Petrus soos 'n voorhamer. Nog voor die haan môreoggend kraai, sal jy 3 keer maak of jy my nie ken nie. En Petrus het toe in die donker ingehardloop en bitterlik gehuil. Vroegoggend klop daar een in ons voordeur. So dringende geklop soos iemand wat alle gevoel in sy vingers verloor het. En ek is in die sitkamer besig om stilte tyd te hou voor die dag se lawaai begin. En Kiewit broei nog onder die warm veerkombers met RSG se mense wat 'n geselskap hou. En ek wou eers die kloppery ignoreer.
Want die mens is regtig nie lus vir mense hierdie tyd van die oggend nie. En dis al tydjie wat jy het, wat jy regtig kan stil wees. As die geklopper eers begin, en die ligdag in die ooste opstaan, dan is al jou stilte tyd daarmee heen. En as jy maak of jy nie hoor nie, dan praat die stemmetjie weer met jou. En hy sê nou net, dis die Here wat daar by die voordeur staan. Die Bybel in die hand, sodat ek nie my plek moet verloor nie, stap ek na die voordeur en dan maak die boordeur oop. En nou Kobus staan voor my, gladde bandietkop geskeer met 'n stuk kieriehout in die hand. Hy glimlag verleë dat sy paar eil gesaaide tande wys. En die oornagse bos en bruggeure het ongenooid in ons huis ingekom wat die ou tot daar saam geabba het. Môre pa, bring die besem dat ek die stoep kan vee, kyk hoe lyk jou plek. Ou Kobus is een van my oorblyfsel bruggemeente wat mettertyd al 'n voetpad na ons voordeur toe uitgetrap het. Jare gelede, toe hy en 'n vriend een Vrydagmiddag by Steynsrusbrug, net so aan 'n treetjie van ons huis af, die papsak leeg gekuier het, en toe vir die polisie weggehardloop het, om die mense gebel het en gesê het, hulle lawaai te veel, het ou Kobus met sy weghardlopery het in die steilte van die R44 sy balans verloor, en voor aankomende motor beland. Vir weke het hy in 'n koma in Tygerberg Hospitaal gelê, en voordat hy daar ontslaan is. Maar sedertdien, vandat hy daardie hou gekry het, loop ou Kobus se kop slentergang soos 'n lui donkie so paar tree agter sy lyf saam met hom. En toe hy die Bybel in my hand sien, toe gooi hy daai stuk kierie neer, en hy vou sy arms oor sy bors, en hy kyk my stip in die oë, en hy sê, Jesus my Savior, Jesus my King. Pa weet, dis die beste gospel song daai wat ooit geskryf is. Die ou loer so op na Helderberg se kant toe, of hy weet, dis waar sy verlossing vanaf kom. Maar dis toe dat ek die woorde voor op Kobus se rooi T-hemp sien. Kobus dra elke dag 'n ander hemp. Hy kry hulle verniet, en dan verkoop hy hulle vir 'n paar dagapytjies, tot hy weer 'n ander een kry. En ek sê, Kobus, nou verstaan ek nie mooi nie. Jy sing, Jesus my Savior, Jesus my King, maar op jou hemp staan jy, I'm pretty when I'm drunk. Hoe werk dit? Hoe bring jy hierdie twee bymekaar, Kobus? En nou Kobus het net verleë vir my staan en glimlag. Toe weet ek, jou se kop is nog so end agter die lyf. Hy hoor, maar hy sal môre dalk eers verstaan. Dis hoe ons ou Kobus leer ken het, en eintlik voorlief geword het. Kwesbaar en feilbaar soos die mens maar is, en al evangelie wat ou Kobus verstaan, is die een wat praat van toe ek sonder slaapplek was, en toe ek honger was, en toe ek sonder koffie en suiker was. En ek sê, as jy lus vir 'n koppie koffie, Kobus, asseblief pa, en 'n stukkie brood, asseblief pa, maar bring jy as die besem, kyk hoe lyk jou stoep. En terwyl die ketel in die kombuis sy stoomlied begin fluit, hoor ek Kobus buite op die stoep besem in die hand sing, terwyl hy die blare bymekaar vee. Jesus my Savior, Jesus my King, I am nothing, He's my everything. En lank na ou Kobus met die stuk kieriehout weer straat op is, het die woorde nog in my kop gedraai, Jesus my Savior, Jesus my King. Dis die beste gospel song daai pa. Die beste gospel song. En hier in Lukas 22 het ons vanoggend die bekende gedeelte gelees waar Petrus maak of hy Jesus nie ken nie.
En spesifiek vers 54 sê hy, die mense het Jesus gevange geneem, en daarvanaf is hulle met hom reguit na die hoëpriester se huis toe, en Petrus het hulle op 'n veilige afstand gevolg. Het is hartseer om te dink dat die hoëpriester se huis eintlik vir Jesus die veiligste plek in Jerusalem moes gewees het, is dit nie? Die plek waar hy as ons hemelse hoëpriester 'n veilige heenkome sou vind van hulle wat hom wou doodmaak. Sê nou leraar Rudolf word vandag gevange geneem. Miskien sou ons bid dat hy hier na Philadelphia kerk toe geneem sou word, of na die divisiekantore, waar hy veilig sou wees, want dis waar sy eie mense is. Daar sal hy regverdig behandel word. En wat die saak nog meer beklaanswaardig maak, is as een van sy eie ouderlinge hier in hierdie gemeente hom sou uitlewer, om doodgemaak te word. Die woord sê Petrus het op 'n veilige afstand gevolg. En net 'n paar verse terug lees ons, die ander disippels was baie geskok toe hulle agterkom dat Judas Jesus verraai het. Here, sê net dan beklei ons sal U beskerm. Voordat hy kon antwoord, pluk een van die disippels, en ons weet wie 'n swaard uit, nê, en hy kap die regteroor van een van die hoëpriester se werkers af. Hierdie selfde onverskrokke Petrus het volgens vers 54 hulle op 'n veilige afstand gevolg. Die een wat kort van tevore uitgeroep het, Here, sê net dan beklei ons sal U beskerm. Jesus my Savior, Jesus my King. Dieselfde man, sê die woord, volg hulle op 'n veilige afstand. Is dit omdat hy bang is? Hulle draai dalk die swaard op hom? Is Petrus beangs omdat hy alleen is en hom self nie teen hierdie oormag kan beskerm nie? Sê nou Judas draai om en gee hom 'n kus teen die wang, soos vir Jesus. Maar dis nie hoe ons Petrus leer ken het in die woord, is dit nie? Petrus was van nature 'n onverskrokke man. Hy sou deur dik en dun beklei. Hy sou tot die dood toe beklei het om Jesus van sy vyande te red. En daarby was Petrus ook een van die 3 wat die binnekring gevorm het, saam met Jesus. Dink maar aan die berg van verheerliking, toe die dogtertjie van Jairus genees is. Die Bybel sê elke slag, en noem het nog sy naam eerste, Petrus, Jakobus, Johannes. Tydens Jesus se lyding daar in Getsemane, weer die binnekring wat naby die Here is, heeltyd naby hom. In Markus 14 lees ons van iemand anders ook wat op 'n afstand gevolg het. Die Bybel sê, al sy volgelinge het toegemaak dat hulle wegkom. 'n Ander vertaling sê, toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop, vers 51. Een van sy volgelinge het egter op 'n afstand agter die spul mense aangeloop wat Jesus gevang het. Hy het net 'n stuk klere van linne aangehad, sê die Bybel. En toe hulle hom gryp, wikkel hy hom los, en hy hardloop poedelkaal weg. Sy klere, sê die Bybel, het by die mense agtergebly. As jy gevang word, en jy wikkel jou los, tot uit jou klere uit, dan is dit groot benoudheid, dan vrees jy vir jou lewe. Hierdie klomp duiwelbesete mense kan jou doodmaak, daarom sal jy enigiets doen om net uit hulle kloue uit bevry te word. En hoewel die identifikasie van die jong man onbekend is, wil sommige bronne spekuleer dat dit wel die jong Markus was, weens die duur linnekleed wat hy aangehad het. Maar met Petrus, geliefdes, was dit anders. Dit was anders. Hy was seker tot 'n mate bietjie bang,
So 'n klomp mense, dis donker, almal skreeu, loop met stokke en swaarde rond. Daarom het hy seker aanvanklik die Hasepad gekies, saam met die ander disippels. Maar as vers 54 sê, Petrus het op 'n veilige afstand gevolg, dan gaan dit hier vir my nie so seer oor die vrees dat hulle hom fisies sou aanrand nie, maar oor iets baie meer betreurenswaardig. Dit gaan trouwens oor identifikasie, oor wie ek is en wie ek navolg. Dit gaan oor my disippelskap. Petrus, die man wat onverskrokke op die onveilige waters van 'n stormsee sou loop om by Jesus te kom, volg nou op 'n veilige afstand. Petrus wat bereid is om te veg tot die dood vir die Here, volg nou op 'n veilige afstand. Petrus wat altyd voor op die wa was, volg nou 'n end agter die wa. Vir 3,5 jaar was Petrus nooit bang om Jesus te volg of om as een van sy disippels bekend te staan nie. En vir 'n tyd lank het hulle hom gevolg nadat hy hulle geroep het, maar hulle self nog nie as volwaardige disippels by Jesus gevoeg nie. Hulle het baie van sy wonderwerke gesien en na sy leer geluister, maar hulle het intussen ook vis gevang, vernaam toe Johannes die Doper gevange geneem is, het hulle begin twyfel of die Here werklik die Messias is wat sou kom. En die gawe van profesie sê vir ons, in die omstandighede was dit vir hulle verligting om tydelik na hulle visvangbote terug te keer. Is dit dan nie Petrus wat gesê het, al sal ook almal aanstoot neem? Verskoon my dan tog nie ek nie. Is dit nie Petrus wat in die bovertrek gesê het, ek sal my lewe vir U gee, Here? Is dit nie Petrus wat vir Jesus gesê het, Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U gee, laat ek net saam met U gaan. Maar voordat ek vanmôre vir arme Petrus veroordeel, is dit seker belangrik dat ek hand in eie boesem steek. Want ek glo, geliefdes, dat die Here hierdie voorbeelde vir ons gegee het, sodat ons daardeur kan leer en kan wys word, en toelaat dat die Here, soos in die geval van Petrus, ook in ons lewens deur sy Gees die nodige veranderings aanbring. Ek sal nooit vergeet, ek was 'n klein seentjie. My ma was in Nooiparsons, hulle het in Johannesburg groot geword. En hulle het nooit eintlik iets met godsdienst te doen gehad nie. Geglo daar was 'n God. En ek onthou beïndruk, ek was die 1 jaar tydens Kersgety. Oupa en ouma Parsons het so koekoekklok in hulle sitkamer daar in Melville in Johannesburg gehad. En my ma het ons as kinders daarin geneem. En ek onthou ook op daardie mat gesit en kyk het vir daardie koekoekklok as hy uitkom. En die aand, toe ons almal in die sitkamer saam, en ek het langs my oupa gesit. En toe sê hy, kom ons sing. En toe sing oupa, Silent Night, Holy Night. En ek onthou hoe beïndruk ek as kind was. Maar oupa Parsons het nooit die kind van Silent Night, Holy Night geken nie. Hy was nie met hom geïdentifiseer nie. En ons vandag, soos Petrus dierbaar is, wil ons die Here graag volg. Ons is selfs bereid om die vissersboot en nette van ons lewensbestaan agter te laat. Te sê, Here, hier is ek, gebruik my soos U wil. Ons is bereid om in geloof op die stormsee van die lewe te loop. Ons getuig het ons selfs bereid is om vir ons geloof te sterf. Ons noem onsself Christene, navolgers van Jesus, wat ons is.
Maar in hierdie proses van navolging, van disippelskap, verberg ons soms ons identiteit. Ek ken hom nie. Ons wil volg, maar ons wil nie altyd geïdentifiseer wees nie. Ons skud ons kop in ongeloof as ons die verhaal van Petrus se verloning lees. Hoe kan 'n man so iets doen? Maar ons dink allerhande verskonings uit as ons ons eie disippelskap die dag wil versleier of verbloem. En soos Petrus het elkeen van ons wat vanmôre hier sit ook 'n binnehof. U weet self vanoggend wat dit is. Miskien is dit 'n vliegtuigrit, 'n geselligheid waarna toe ons uitgenooi is, 'n vrouedag funksie, 'n manneontbyt, 'n golfdag, 'n werkskongres, 'n Rotariër byeenkoms. En soos die diensmeisie in die binnehof vir Petrus gevra het, is jy nie een van sy navolgers nie, so is daar mense in ons binnehof wat sê, en wat se werk doen jy? Vir baie is dit 'n belangrike vraag, want dit bepaal grootendeels hulle gedrag voor jou. Dit is nie eintlik 'n uitdaging of probleem as jy sê, ek is 'n advokaat nie. Sjoe, om 'n advokaat persoonlik te ken kan nogal bevrydend wees, kan dit nie? Of ek is 'n loodgieter. Om 'n loodgieter persoonlik te ken kan nogal gemaklik wees. Of ek is 'n kardioloog. Kan nogal hartsverblydend wees, is dit nie? Ek is 'n skoolhoof. Kan nogal geslaagd wees. Ek is 'n wynmaker. Sjoe, kan baie verslawend wees. Ek is 'n ingenieur. Om 'n ingenieur persoonlik te ken kan nogal opbouend wees. Ek is 'n SARS amptenaar. Kies of life. Maar as jy sê predikant, dan word jy 'n bedreiging, 'n afskrikmiddel, 'n remskoen, 'n pretbederwer, 'n hindernis. Om 'n predikant persoonlik te ken kan nogal verdoemend wees. Mense wat saam met jou om die vuurtjie in die binnehof staan, moet nou versigtig wees wat hulle sê. Hulle moet nou op hulle hoede wees en die beste voetjie voorsit. Jy weet voor jou siel, mense hou nie daarvan. Van iemand in wie se geselskap hulle nie gemaklik voel nie. In wie se geselskap hulle op hulle pasoppens moet wees. Hulle wil eerder hulle self wees, waar hulle kan uitleef, sonder om gedurig apologeties te wees oor hulle taalgebruik of hulle gedrag. Ja, en soveel het al gesê, hoekom het jy nie gesê, jy's 'n predikant nie, frik die mossel, sorry man, ek praat nie gewoonlik so lelik nie. Ek dink weer vanoggend aan die man, wat saam met my op die vlug van Kaapstad na Johannesburg gereis het. Ek sou later hoor hy het uit Gauteng vir die naweek in die Kaap kom kuier vir 'n dogter of 'n seun, want hy was geskei blykbaar. En voordat die vliegtuig nog in Kaapstad kon opstyg, het hy luidkeels hier langs my uitgevaar oor die Kaapenaars wat so laks en lamlendig lui is. Alles met slakkepas doen, hulle moet nog net omval in hulle grafte. Geen kleurgrense ken in hulle hartstog vir mekaar nie, en die mentaliteit van strandlopers en wynvlee het, en die arme man het so te kere gegaan, dat ek skoon ongemaklik langs hom begin voel het, en gewonder het, wat dink die ander ouens wat langs en agter en voor ons sit? Ek
kan nie meer onthou waaroor hy als gal gebraak het die dag nie. Maar dit was soos 'n masjiengeweer hier langs my wat onophoudelik losbrand en sy taalgebruik was alles behalwe gevleelde woorde. Ek het nog vir myself gesê, joh, my ou Samuel sou nogal tuis langs jou gevoel het, want hy het dieselfde dialek gepraat as jy. Alles en almal is net ding is dit of ding is dat tot jou ore begin tyd het. En ek sê vir myself, wat het met my vandag gebeur? En ons was skaars oor die Hottentots Hollandberge. Toe kom die Binnenhof vraag. Wat se werk doen jy, ou pel? Ek het geweet dit gaan kom, soos 'n inbraak. Jy weet net nie wanneer dit gaan gebeur nie. Maar hierdie dag was ek amper verlig om te sê, predikant. Al was dit net om die ou se taal bietjie te sif. Toe vou die man sy arm soos ou Kobus daar by die voordeur. Weg is die T-hemp. En jy sien net fariseer toga. Openbaring 13 se draak word skielik 'n Hanslammetjie. Soos 'n verkleermannetjie verander hy sy klere hier langs my. Hy kyk so by die venster na die berge. Ons is daardie tyd toe oor die Heksrivier vallei en ek sien die mis wat so in die klowe lê. Hy kyk daaroor. En met so 'n diep sug sê hy, ja, dominee. Is dan wonderlik hoe die Here alles gemaak het, is dit nie? Ek wou nog sê verskriklik wonderlik, ja, maar toe skud ek maar net my kop bevestigend. Toe is dit nie meer die Kaapenaars wat so laks en lamlendig lui is nie. Maar 'n skuldbelydenis. Die ou pak daar uit sy hele siel asof hy langs die paus self sit. Hoe ongeduldig en onverdraagsaam hy as mens is, dat hy nooit kan wag nie, dat sy arme kinders altyd moet ly as gevolg van sy ongeduld. Sy vrou ook seker van hom af weg is as gevolg daarvan. En hy haal skaars asem, so pak die ou uit. Ek voel naderhand soos 'n biegvader in 'n konfessiekas. As daar 'n poeltjie water was, het hy my seker gevra om te doop. Wat se werk doen jy? Het mense u al dieselfde vraag gevra? Vir sommige van u is dit 'n maklike antwoord. Een wat gesag afdwing of bewondering of 'n stille benydenswaardigheid. Vir ander is dit nie so maklik nie. Laat my dink aan die 3 seentjies wat stry gekry het oor wie se pa die belangrikste werk doen. Sê die enetjie, my pa krap sommer ou paar woordjies op 'n stukkie papier neer, dan noem hy dit 'n gospel song, kry maklik R100 daarvoor. Toe sê die tweede enetjie, dis nog niks. My pa krap nog minder woorde op 'n ou klein stukkie papiertjie, dan noem hy dit 'n gedig en hy kry so R1000 daarvoor. En die derde ouetjie raak so opgewonde. Hy sê, my pa krap ook 'n paar woorde op 'n ou stukkie papier, dan noem hy dit 'n preek en jy moet sien hoeveel mense vat dit om die geld op te neem. Wat se werk doen jy? Wat se werk doen jy? Is u antwoord altyd deursigtig en eerlik? Of volg ons partymal soos Petrus op 'n veilige afstand? Bang dat ons geïdentifiseer gaan word as jy's mos een van hulle. Wat se werk doen jy? Ek is 'n predikant, maar jy's gou om in dieselfde asem by te voeg. Maar ek doen al vir 40 jaar professionele fotografie, jong, en dis nou lekker. Jy stap die predikantskap, want jy weet nou al wat se reaksie dit in baie gevalle gaan uitlok. Jy weet wat se bedreiging predikantskap vir sommiges is, daarom volg jy maar eerder op 'n veilige afstand. Jy dra die T-hemp wat vir mense sê, I'm pretty when I'm drunk. Al sing jy, Jesus my Savior, Jesus my King. Soms sal jy selfs bereid wees om soos Petrus 'n kletswoord tussenin te gooi.
dat mense nie dink jy het 'n Galilea dialek nie. Dat jy eerder soos een van hulle moet klink. Jy is bereid om 'n oor met die swaard af te kap, maar terselfdertyd wil jy daarom op 'n veilige afstand volg. Gelukkig, eindig Petrus se verhaal nie hier in hoofstuk 22 nie, en ek is daarvoor so bly. Na Jesus se opstanding daardie Sondag, wag hy vir hulle by die see van Galilea. En die hele nag, sê die Bybel, het hulle niks gevang nie, en daar's niks seker meer vernederend vir 'n visserman, meer ontstemmend vir 'n visserman, as hy die hele nag gewerk het en hy het nie enkele visie gevang nie. Petrus se Getsemane ervaring, waar hy besluit het om Jesus nie langer op 'n veilige afstand te volg nie, maar aan die rabbi se sy te bly, het Petrus se hele lewe verander. Hy was nie meer bang om as 'n navolger, as 'n disipel van Jesus bekend te staan nie. En die skrif sê, toe hulle sonsopkoms op die vissersboot, sonder 'n enkele vis na aan die wal kom, staan daar 'n persoon op die strand, en die persoon vra, en toe het julle enigiets gevang? En toe Johannes vir Petrus sê, dis die meester wat daar staan. Toe raak hy oorstelp van vreugde, en hy spring oor daardie boot, in daardie seewater in, en hy sorg dat hy hom na Jesus haas. Niks meer van 'n veilige afstand nie. Hy wou met alle geweld net by Jesus uitkom. En dis hier, voor die ander disippels, wat Jesus vir hom gevra het, of hy wat Petrus is, hom lief het. Die derde maal vra Jesus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Kan ek heeltemal op jou loyaliteit staat maak? Gaan jy net op 'n veilige afstand volg, of gaan jy hier by my wees? Johannes 21 vers 17, Petrus het hartseer geword omdat Jesus so aanhou. Here, sê hy toe, U hoef nie eers te vra nie, want U weet alles, ook wat in my hart aangaan. U weet mos hoe lief ek vir U is. U weet, Here. Koning van die eeue sê, vir Petrus was dit 'n bittere les. En een wat hy langsaam geleer het, dat die pad van Christus op aarde deur smart en vernedering loop. Die disipel het teruggedeins vir 'n vennootskap met lyding met die Here, maar in die hitte van die smeltkroes sou hy die seën daarvan leer ken. Want later skryf hy in sy eie evangelie, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien nie, asof iets vreemds oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Lee Camp, in sy boek Mere Discipleship, Radical Christianity in a Rebellious World, skryf die volgende: Jesus of Nazareth always comes asking disciples to follow him. Not merely accept him, not merely believe in him, not merely worship him, but to follow him. One either follows Christ or one does not. Luister wat sê hy. There is no compartmentalization of faith, no realm, no sphere, no business, no politic in which the lordship of Christ will be excluded. We either make him Lord of all lords, or we deny him as Lord of any. Vandag wil ek vir u vra, is hy Lord of all lords in u lewe? Dat u nie op 'n veilige afstand sal volg nie, maar by hom elke dag bly, naby aan hom. Want vandag kom staan die Here by ons.
soos daar op die strand by sy disippels. En met oë vol liefde vra hy vir elkeen van ons. Elaine, Rudolf, Yvonne, André, Gippie, kan ek heeltemal op jou loyaliteit staat maak. Here, u hoef nie eers te vra nie, want u weet alles. U ken ons hart, en u weet dat ons u liefhet. Mag geen haan ooit weer hierna in u lewe kraai nie. Amen.